wanneer die anti-kris gereed is om homself aan die globale wêreld te openbaar, gaan dit so maklik wees. Waarom? Want die mensdom is dan gekondisioneer om die internet inligting te glo, eerder as om die godsdienstige mense, die bruid, die Jafiste, die bruid van Jafashua te glo. Die Satan is besig om mense vandag te laat glo dat sekere politieke figure in die wêreld is die antwoorde van globale ekonomiese en politieke probleme. En hierdie politieke figure, hulle volg hulle blindelings reguit na die hel toe. Die hel bestaan nie, die hel word eers by Openbaring 20 vers 11 tot 14 geskep. Hierdie probleem is ook wortel geskiet in meeste protestante en charismatiese kerke, waar sekere dinge is reeds besig om te gebeur, wat hul geestelike fondasie geheel en al verongeluk het. Wat is dit? So slagskape het hulle hul vrywillig gevolg. In hierdie tyd waarin ons tans leef, is die mense om gefokus op globale organisasies om te verseker dat daar genoegsame voedselsekerheid is. Voedsel, sorg dat die kaste vol kos is en die checkers en die Pick n Pays vol kos is. Globale organisasies so die Wêreldgesondheidsorganisasie word vertrou om te verseker dat ons gesond bly. Die globale finansiële instansies en banke word vertrou om te verseker dat daar finansiële stabiliteit en voorspoed in die wêreld gehandhaaf word. Meeste mense wêreldwyd word reeds vandag in 2025 gekondisioneer om te glo dat dit net die globale organisasies is wie globale probleme soos aardverwarring en besoedeling kan oplos. En daarom word meeste mense in hierdie wêreld maar net gewillig om die globale lockdown tyd van COVID-19 daarin meegevoel te word. Want min mense werklik weet dat COVID-19 was net 'n toets en 'n voorloper om te sien of die wêreldmensdom gewillig sou wees om maar net te aanvaar wat aan hulle afgesmeer was. Ek het geweier, ek en Pastoor Rika het geweier om die inspuiting te vat. Ons het hom nie gevat nie en daar's ander mense wat hom nie gevat het. En vandag sterwe daar duisende mense as gevolg van die COVID-19 inspuiting. Daar's groot hofsaake en goed aan die gang op die oomblik. Vandag in 2025 weet ons dat meeste godsdienstige kerke hierdeur vas aan die slaap gevang was. Terwyl ek, dis Prof Hannes, onverskrokke mense op video's en WhatsApps en op my internetboodskappe gewaarsku het. En steeds is mense gewillig om die leuen te glo en het my nie geglo nie. Vandag het daarvan daai mense van hulle kinders verloor, of van die ma of die pa of wie ook al, en dan sê hulle maar net dis hartaanval. Kyk hoeveel sportsouens het op die rugbyvelde en plekke al hartaanvalle gekry. En dan is hulle superfiks en al die ouens wat gejab was. Moenie dat hierdie preke op video's wat jy nou na kyk, weer op dowe ore val nie. Want die tyd word min, en dis amper tyd vir die volgende seisoen. Ek sê, dis amper tyd vir die volgende seisoen. Baie min mense weet werklik veel. Hoekom? Hulle weet niks van die volgende seisoen nie. Dat gedurende die begin van 2024, nou moet jy luister wat ek sê, sit jou seatbelt aan. En hierdie is feite. Dat gedurende die begin van 2024 verskyn inligting op sosiale media dat die COVID-19 jab wat deur Pfizer en Johnson & Johnson aan mense in Afrika voorsien was, blykbaar substandaard was en dat groot hofsaake gaan volg. Dis op ons eie media gewees. Dat in Afrika die Pfizer en Johnson & Johnson shots wat die mense gekry het, was aan 'n substandaard kwalifikasie. Hulle het nie standaard gehandhaaf nie. Hierdie berigte het my, dis Prof Hannes, natuurlik geweldig geïnteresseerd, omdat ek van die begin van die COVID-pandemie teen die jab gekant was, en ek het ook omdat dit vir my as bruid van Jafashua onbybels was. Ek het verskillende video's gepreek, jy kan gaan kyk eens op YouTube. Ek het 'n boodskap gepreek wat op YouTube lê, gaan kyk na hom. Is die COVID-19 jab die merk van die anti-kris? Gaan kyk daarna. Duisende mense het reeds na dit gekyk. Groot was my verbasing toe dit op social media berig word dat die Chinese hospitaalskip, luister hierna. Groot was my verbasing toe dit op sosiale media, want alles is mos dadelik op media, sosiale media, berig word dat die Chinese hospitaalskip, ene Peace Ark, en sy nommer was 866, op 22 Augustus 2024, dis verlede jaar, in Kaapstad geanker het, en dat hierdie Chinese hospitaalskip
met meer as 200 mediese wetenskaplikes en mediese toerusting Suid-Afrika se mediese personeel gaan oplei om sekere mediese velde te akkommodeer. Hierdie Chinese het gekom met hulle slim ouens en wat doen hulle? Dit het ook rigbaar geword dat in Kaapstad daar 'n fabriek van oor 1000 vierkante meter gehuur is waar sekere mediese toerusting in afgelaai is. Dit wat van die skip af gekom het van die Chinese af en dat hierdie fabriek sal een van die beste toegeruste laboratoriums in Suid-Afrika wees. Gedurende 2025 is geen verdere woord oor hierdie mediese fabriek in Kaapstad gered nie. Onthou, hoe het ek vir julle gesê, wat het hulle gesê? Hulle het begin deur te verduidelik dat gedurende die begin van 2024 verskyn inligting op sosiale media dat die COVID-19 jab deur Pfizer en Johnson & Johnson wat aan die mense in Afrika voorsien was, blykbaar substandaard was.